Goeiemôre, dit is Vrydag die 20ste Junie. Vanoggend, Efesiërs 3 vers 16 tot 19. Hier bid Paulus. Hy sê ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag dat die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrondves is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Die drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is in my en jou betrokke, is in my en jou elke dag aan die werk, dat ons meer kan besef van sy liefde, van sy grootheid, van sy genade, dat ons dit kan beleef en uitleef en gaan deel in die wêreld daar buite. Daar is nêrens waar jy in jou lewe is, waar God nie by jou is nie. Daar is nie 'n oomblik dat hy nie by jou teenwoordig is nie. Dat beteken nie dat ons dit altyd gaan ervaar nie. Ons emosies kan partykeer met ons wegloop in ons belewennisse. Maar dit is 'n feit dat dit so is. Die Bybel verseker ons daarvan. Mag jy dit beleef, mag jy dit sien, en mag jy daaraan vashou elke dag. Waar jy ook al is, waarmee jy ook al besig is, God is by jou. Hy is teenwoordig. En soos Paulus wil ek bid, mag hy regtig vir jou 'n begrip gee van hoe groot sy liefde vir jou is. Hemelse Vader, dankie dat ons in u liefde kan lewe. Wil u deur die Gees in ons werk om u te ken, Here, om u te beleef en meer nog in verhouding met u te leef. Mag ons u grootheid en u genade en u teenwoordigheid elke dag besef en ervaar, maar dan ook deel aan ander. Dankie dat ons kan saam bid, Here, vir mekaar as gemeentelede, vir hulle van ons wat siek is, hulle van ons wat seer het en hartseer is, hulle van ons wat bekommerd is oor môre. Geef vrede, genesing, vou mense toe in die arms, bind ons as 'n gemeenskap, Here, aan mekaar en aan u in besonder vas. Maak ons ook getuies in hierdie wêreld. Ons bid vir ons land en vir die wêreld, Here, waar ons daagliks sien van oorloë en krisisse. Here, bring vrede in die eerste plek tussen mense en u, Here, en dan ook tussen ons, tussen mense. Mag ons u koninkryk sigbaar maak, nou en vir altyd. In Jesus Christus se naam. Amen.